that sleeping stool. We're creaky, we're leaky, but we're glad to be right here. Although I'd rather be 20 in the 70s than 70 in the 20s. Hallo, ek is Melanie Verwoerd. En ek is Maritza Breitenbach. Welkom by ons eerste uitgawe van Grys en Gatvol, dis jou beurt. Inderdaad, dit is jou beurt om al jou soet, sout en stoute happies met ons te deel. Dan gaan ek en Melanie met ons navorsing vir jou 'n goeie antwoord gee of ons gaan vir een van ons kundiges vra op ons paneel om jou vraag te antwoord. Ja, baie dankie vir almal wat vrae ingestuur het. Ons is baie dankbaar daarvoor. En stuur asseblief nog in, want dit is julle forum waar ons praat oor wat julle bekommer, oor wat julle wonder, en waar ons graag 'n gemeenskap wil skep vir deur julle en vir julle. En onthou bietjie ons e-posadres is gatvolpotgooi@gmail.com. En onthou net potgooi het 'n t, nie 'n d nie, soos my ma altyd gesê het. So, Maritza, ons eerste vraag is van Susan van Somerset Wes. En Susan vra, as dit kom by hormoonvervanging, wat is die verskil tussen bio-identiese hormone en konvensionele hormone? Nou, ons het vir Dr. Erika Droos van Optimal Health in Kaapstad gevra om te antwoord. Dr. Erika Droos is 'n lieflike, empatiese, funksionele dokter wat 'n spesiale fokus het in haar praktyk op hormone en menopause. So kom ons luister wat sy gesê het. Die verskil tussen 'n bio-identiese hormoon en sintetiese hormone is dat sintetiese hormone is hormone wat gemaak word in 'n laboratorium, maar die molekule lyk heeltemal uniek en bind op die hormoonreseptor van die lyf, maar lyk nie soos die hormone van die lyf nie en tree biochemies effens anders op wanneer dit op ander plekke optree. So byvoorbeeld 'n goeie voorbeeld is wanneer jy kyk na sintetiese progestin en jy vergelyk dit met bio-identiese progesteroon, dan het hulle biochemies verskillende eienskappe in terme van hoe hulle optree. Sekere eienskappe is daar 'n oorvleeling en sekere van die eienskappe tree hulle verskillend op. So 'n bio-identiese hormoon aan die ander kant het lyk soos wat die hormone lyk wat jou lyf produseer, so hy lyk molekulêr dieselfde. Party dokters verkies die woord bio-identical of body-identical hormone eerder, want dit lyk soos wat jou lyf maak, maar dit is nie noodwendig van die natuur af nie. Dit word ook in 'n laboratorium gemaak. Dis net dat die molekulêre struktuur lyk soos wat jou lyf so hormone lyk. En as jy bio-identiese hormone gebruik, dan die manier waarop dit afgebreek word en uitgeskei word in die lyf is bio-identies. Interessant, nee Maritza? Ja, Ek het ook nie altyd verstaan wat die verskil is nie. Ek weet net dat sommige mense drink die konvensionele pilletjies en die ander, soos ek, gebruik jou room. So ek gebruik nou al vir jare lank bio-identiese hormone. So myne is 'n room wat ek net elke aand so aan my bobene sit. Ek weet daar's verskillende vorme daarvan, maar ek dink meeste mense gebruik 'n room of 'n gel. Gebruik jy hormoonvervanging? Ja, ek doen, maar ja, daai topiese roompie wat jy kan aansmeer, het ek al gebruik. In sekere omstandighede het ek dit gebruik en ek sien deesdae gebruik vroue dit verskriklik baie ook vir hulle velle. Dit is blijkbaar baie goed. So ek het juist nou die aand gegoogel waar kan ek dit koop, maar ek weet van dit kan jy selfs oor die toonbank koop sonder 'n voorskrif. Maar ja nee, ek drink die pilletjie. Maar ek dink dis 'n baie goeie vraag, want eerlikwaar ek weet glad nie wat die verskil is nie. So wonderlik. Ek dink ook in die toekoms kan ons miskien 'n hele episode hier aanwy, want ek dink dit is goed wat vir vrouens baie verwar. Ek dink ons moet net versigtig wees, mense moet nou nie, as jy wel hormoonvervanging room het, moenie dit op jou gesig begin ook sit nie, want dan gaan jy te veel inkry. So ek dink die wat vrouens gebruik op wat hulle kosmeties gebruik is heeltemal anders geformuleer. So mens moet net versigtig wees. En terwyl ek op daai onderwerp is, onthou asseblief dat nie ek of Maritza as mediese dokters nie, so ons enigiets wat ons hier sê moet nie as mediese raad aanvaar word nie. Asseblief, as iets julle pla, as julle hormone nie lekker is nie, wat julle ook al pla, gaan soek asseblief raad by 'n empatiese dokter wat lekker na julle sal luister. Want dit is belangrik om die regte antwoorde by die experts te kry.
Ek is baie bly jy noem dit want ons twee lyk net so intelligent, maar is 'n bietjie van 'n optiese illusie. Dis natuurlik die brilletjie ensovoorts, maar ja, ek dink hormonale aanvullings, enigiets van perimenopause, postmenopausale, enige medikasie en lewensdrastiese veranderinge wat jy dalk wil toepas, is natuurlik baie verbruikerspesifiek. So ek stem met jou 100% saam, dis baie belangrik dat jy by 'n goeie dokter kom wat spesifiek na jou kyk. Maar ons deel graag al die interessante brokkies sodat ons in elk geval bietjie meer ingelig kan wees. So yes, there we go. En ek dink hierdie is 'n onderwerp waar ons nog baie oor gaan praat. Enerzijds hormone, hormoonvervanging, perimenopause, menopause, maar ook, ek dink ons gaan 'n hele episode daaraan moet wy, hoe om te weet of jou dokter empaties is en wat om vir jou dokter te vra en hoe om met jou dokter te praat. Ek dink daar's baie daaroor te sê en baie van ons het al baie seer gekry by dokters. Ons is net hierna weer terug met 'n volgende vraag. Bly by ons. Welkom terug. Maar dit sê jy het nou onlangs 'n kolonoskopie gehad, reg? Inderdaad, dit was so 'n week of wat gelede. Goeie tyd van die jaar om ook 'n kolonoskopie te hê. Dis al ooit 'n goeie tyd. Weet jy, ek het gedink dit was 'n goeie tyd, want jy weet as mense terugkom van die vakansie af, ek weet nie of jy soos ek is nie, maar dis baie maklik vir my om as ek op vakansie is, sommer vroegoggend, vroeg, die 'n glas wyn te skink en 'n pak chips oop te ruk. So mense eet ongesond en jy braai vleis konstant en jy oefen dalk nie so baie nie, so net om jouself so 'n bietjie van 'n reset te gee vir die nuwe jaar, is dit nou waaraggies 'n skoon bladsy begin vir 'n nuwe jaar. Wel, dis goed. En jy was braaf genoeg om so 'n bietjie te video terwyl jy daar was. So kom ons kyk bietjie die eerste klip, Maritza, is van jou wat? Direk na die kolonoskopie. En wat ek eintlik ook vir ons kykers en vir almal out there wil sê, weet julle, dit is nie so traumaties nie. Dit is regtig nie vir die absolute voordele wat dit vir ons gee waar ons nou sal praat. Dit is reg, julle sal sien hoe gelukkig is ek selfs daar op die operasietafel. Ek moedig elke luisteraar aan. Take the plunge, kry jou kolon leeg en kyk of daar enige gog is. Want ons kan toekomstige probleme voorkom. Daar's hy. So go for it. Ja, so daar lyk jy nou so 'n bietjie bedwelmd, asof jy te veel gin and tonic ingehad het, maar toe jy na die tyd, so hoe lank daarna, 'n uur daarna of so, het jy toe weer 'n recording gedoen, net om vir mense te wys hoe gelukkig is jy? Kolonoskopie en gastroskopie, dan dusted. Tik vir die nuwe jaar. So maar nou ouens, het ek natuurlik my baie sensitiewe ekosisteem in my darmkanaal is nou heeltemal dolleeg. So want jy weet dit gaan ons nou gepaard met daai verskriklike lediging. So yes, so ek wil vir julle sê ek voel fantasties. Ek het nou heerlike wrap geëet, maar ons gaan nou vir julle lekker advies gee oor watse probiotika, prebiotika julle kan kry by Probitech, om natuurlik daai baie sensitiewe ekosisteem net weer absoluut ten volle funksioneel te kry. En route huis toe het my seun vir my 'n lieflike, wonderlike wrap gekry. Ek het by my huis ingestorm, dadelik vir my fantastiese Bialetti koffie gestoom. So toe neem ek die recording, want toe is my vraag, ek eet nou daai heerlike wrap, maar jy sien toe pyn my maag, hoor, my maag het gepyn en ek was ongemaklik en definitief 'n klein bietjie winderig ook. En my maag het so 'n bietjie geboep, jy weet, meer as gewoonlik. So dis toe wanneer ek nou begin vra van wat nou? En toe het ons besluit om hierdie vraag te vra vir een van ons borge, wonderlike borg wat ons het, Probitech. Hulle het 'n dieetkundige, haar naam is Hanlie van der Tas, en ons het vir Hanlie Maritza se vraag gevra en dit was haar antwoord. So kom ons gesels oor 'n kolonoskopie. Na 'n kolonoskopie ervaar mens gewoonlik van die volgende simptome, soos opgeblaasheid, losstoelgang of hartduiwigheid, ruggas, ongemak, mense wat geneig is tot prikkelbare darmsimptome kan of vlam daarvan sien, en jy kan natuurlik ook sensitief raak vir sekere kosse. Nou wat veroorsaak dit? Nie die kolonoskopie self nie, dit is heeltemal skadeloos en dit kan nie regtig enigiets
aan jou darmkanaal verander nie. Wat wel die geval is die voorbereiding vir die kolonoskopie. Jy word gewoonlik op 'n helder vloeistof dieet gesit. Dokter beveel ook aan dat jy lakseermiddels gebruik, want die hele darmkanaal moet leeg wees. Die darminhoud moet nie meer daar wees nie. So wat gebeur dan nou daarna is, na 'n kolonoskopie, het jy meeste van jou goeie bakterieë in jou microbiome het jy uitgespoel. Ook die slegte bakterieë, maar dis die goeie bakterieë wat dinge vir ons makliker maak en wat die simptome onder beheer bring. So wat ek voorstel altyd is dat mense hulle dieete aanpas en maak seker jy eet gesond, jy eet genoeg vesel, jy eet genoeg kos gefermenteerde produkte, maar dan Probiotic het 3 produkte wat ek sou aanbeveel, wat onthou ons wil nou herstel, ons wil jou darmkanaal se microflora herstel. So hoe doen ons dit? Probiotic DeoCap is 'n probiotika wat maagsuurbeskerming het en wat goeie rakleeftyd het en dit herstel dan en sit die goeie bakterieë terug in jou darmkanaal. En dan ook onthou, die bakterieë het ook iets nodig om te eet. So dit is waar vesel inkom, oplosbare vesel. So Probiotic het ook 'n produk met die naam van Probiotic Fiber Plus. Dit is 'n kombinasie 3-in-1 van vesel, verteringsensieme en dan glutamien, om dan ook die darmwand te beskerm en te herstel. Daar sê baie dankie. Ja, dit was lekker om van Annelie te hoor. En weet, sy is 'n dieetkundige, sy is 'n ou Vrystater nogal, sy het op Bloemfontein studeer en sy is hulle bemarkingsbestuurder, maar sy is 'n vrou wat absoluut baie passie het ook vir gut health. So sy gaan lekker met ons gesels en sy het so wonderlike advies al vir my gegee ook. So ek is baie dankbaar om vir Annelie aan boord te hê. Sy is selfs 'n ma, sy is ook 'n mamma met 'n 10-jarige kind of so. En ek dink perimenopause sal haar ook seker slaan binnekort, if not yet. So ja, dis vir my lekker dat ons so 'n sterk en ingeligte vrou ook aan boord het op ons paneel van kundiges. Ons sal definitief nog van Andy hoor. So ja, ons basiese boodskap is, gaan vir daai kolonoskopie, as jy bo 50 is, sal hulle jou sterk aanbeveel om daarvoor te gaan. Die statistiek sê vir ons, 1 uit elke 25 vrouens kry kolonkanker op 'n stadium, so dis nie iets wat net met mans gebeur, of as jy net rook of drink nie, dis definitief risikofaktore daai, maar jy moet definitief dit laat uitprobeer. Ek het ook al een gehad, soos Maritza sê, dis glad nie so groot deel nie, mense maak 'n groot kabaal daaroor, dis regtig nie 'n groot issue nie, en dan voel jy tog so goed, en tensy daar familiegeskiedenis is, dan hoef jy vir baie jare nie weer te gaan nie. So net hierna, praat ons bietjie met 'n sielkundige. Hierdie episode is geborg deur Probitech, 'n produk wat beide ek en Maritza gebruik. Ons almal weet hoe belangrik probiotika is, maar het julle geweet dat net 1 Probitech kapsule bevat dieselfde hoeveelheid probiotika as wat in 9 eie en 55 bakkies yoghurt is? Welkom terug by ons. Maritza, jy wil nog iets oor kolonoskopies gesê het? Nee Melanie, ek wil ietsie vir jou sê. En dit is, ek het nou die kolonoskopie gedoen. Voordat ons nou gaan by ons volgende, ons laaste vraag. Natuurlik is 'n mammogram ook 'n baie belangrike ding om te doen. Ek wil net seker maak en ek wil weet, is jy die ouetjie wat ons nomineer vir die mammogram? Beslis, ek gaan elke 2 jaar, ek het al 'n knop gehad wat moes uitgekom het, gelukkig was dit nie kanker nie, maar so mammogramme is baie belangrik. En ek dink, op 'n stadium sal ons ook begin praat oor wat is die soort van toetse wat mens elke jaar moet doen, elke 2 jaar, wat ook al aanbeveel is, en natuurlik het hang ook uit wat jy kan bekostig, maar ons sal definitief bietjie daaroor ook praat, want dis nie net natuurlik nie net kolonoskopies wat ons moet doen, gereeld doen, voorkomend nie. Kom ons kom by ons laaste vraag. Dit kom van anoniem af, en onthou dat ons het geen probleem om julle vrae anoniem te stel nie, onthou net om dit duidelik in die e-pos te sê, sodat ons weet dat julle dit so wil hê. En die vraag was van anoniem, sy sê, ek is nou in my 50s en skielik voel alles somme anders, asof ek skielik nie gelukkig is met my lewe nie, wat tot nou toe nog baie lekker was. So wat gaan aan met my? Ek dink ons kan baie mense van ons kan daarmee simpatie hê. So Abraham Leroux is 'n kliniese sielkundige en ons het hom gevra om te help.
Dit is 'n redelike algemene vraag wat vrouens vra wat deur hulle menopause gaan. Om te sê van hoekom is ek nie meer gelukkig met my lewe soos wat dit is nie, want gewoonlik het hulle goeie lewens gehad, gesinne groot gemaak, gelukkige huwelike, lekker werksomstandighede en ewe skielik voel dinge net nie heeltemal reg nie. En die manier om dit te verstaan is om te verstaan dat die neurobiologie heeltemal begin verander het. So met ander woorde, die hormone het begin anders te funksioneer as wat dit voorheen gefunksioneer het en dit veroorsaak dan dat daar 'n groot aanpassing moet wees. Ek kan dit baie keer in my praktyk sien met vrouens wat skielik tranerig is, hulle wil basically heeltyd huil vir goeders wat gewoonlik hulle nie so hartseer gemaak het nie. Hulle voel ewe skielik onsaglik kwesbaar en dat hulle nie daaglikse goeders kan hanteer soos wat hulle dit gewoonlik gedoen het nie. Partykeer is daar ook toenemende meer konflik met hulle man, met kinders, in die algemeen met selfs vriendinne. So net 'n algemene ongelukkigheid en 'n hartseer wat eintlik onderliggend lê. En dit is baie keer soos byvoorbeeld testosteroonvlakke wat begin te sak het en daarom is dit so belangrik dat vrouens wel dan die mediese sorg kry, dat hulle praat met 'n mediese persoon wat vir hulle kan help om weer te kyk na hierdie hormonale balanse. Maar ook om te besef dat hulle gaan in 'n hele nuwe lewensfase in. Daarom moet hulle ongelooflik versorgend raak teenoor hulle self, begin te vra wat het ek nou nodig. So aan die een kant kyk ons na die biologie en sê dit moet eers uitgesorteer word en dan is dit ook 'n goeie tyd om soms in 'n terapeutiese proses betrokke te raak of miskien te begin met 'n nuwe kursus waar hulle heeltemal 'n nuwe perspektief kan kry op hoe lyk die jare wat vorentoe lê. En dit kan ongelooflike kreatiewe, produktiewe jare wees, maar mens moet seker maak dat die gemoed reg is, dat hulle gesondheid is waar dit moet wees, sodat hulle basies die vaardighede en die gereedskap het om hierdie nuwe lewensfase aan te pak. En dit begin soos wat ek gesê het, deur basies versorgend met hulle self te wees. Nie hard op hulle self te wees nie te sê van wat is, jy weet, daar's fout met my, ek moet myself regryk nie, maar om net te sê hierdie is 'n normale fase waardeur ek gaan, ek moet net die regte aanpassings doen. Daai is vir my so 'n mooi antwoord. Daar's 'n paar goed wat my daaraan raak. Ek is seker vir jou ook, Maritza. Die eerste een is net hoe belangrik dit is om mooi na jouself te kyk. Ek dink hierdie ding van dat 'n mens ook dink dat jy abnormaal is, omdat ons nie baie daaroor praat nie, reg? Ek dink veral in die Afrikaanse gemeenskap, ek weet nie hoekom ek so dink nie, maar ons is mos redelik, ek weet nie wat die Afrikaanse woord af is nie, ons is mos redelik stoic. Jy weet, ons druk maar deur, jy weet, soort van en ek onthou nog toe ek begin deur menopause of perimenopause gaan en toe voel ek glad nie lekker nie en ek sê vir my ma wat 'n formidabele vrou is, sê ek vir my ma, ja, maar ek dink menopause is nou maar hier en ek voel nie baie lekker nie en my ma sê, ag nee wat man, ons het mos nou nie tyd vir sulke nonsens nie, gaan maar net aan. So ek dink daar's baie daarvan, maar terselfdertyd dit is 'n baie groot ding wat met vrouens gebeur en jy kan regtig erg omgekrap voel op so baie vlakke, nie net fisies nie, maar ook sielkundig, reg? Ja, nee, verseker, ek dink wat gebeur as 'n mens net so 'n bietjie terugstaan, want as jy nou baie myopies daarna kyk, dan besef jy, dinge is nou nie meer lekker nie. Ek dink nou aan daai een lieflike vrou, wat vertel het, hoe sy nou skielik, sy het 'n man en sy het seuns, en sy sê, sy net skielik, het sy net, verskoon my taal, maar ek haal nou verbatim aan, sy het gesê, skielik was ek oornag net 'n kakma, want sy sê, skielik is hy nie meer lus om te vra, okay goed, so ek maak vir jou maalvleis en spaghetti bolognese, o ja, en jy eet mos nie dit nie, jy's 'n vegetariër, ek maak vir jou dit, en pappa, jy wil seker hoender en vleis en groente hê, sy sê, en te oornag, weet sy nie, sy is nou 'n kakma, en sy gee, sy sit op die bank, want sy is moeg, maar nou ja, so net een manier as ek nou sê, dit is nou, weet as mens net fokus daarop, oor die groot verandering wat skielik plaasvind, waar jy vreemd voel en dink, hierdie is nie vir my lekker nie. Dink ek is al so 'n bietjie van 'n oorgangsfase, waar ons ook onsself nuut weer verwesenlik met ons nuwe lywe. So dis amper asof daar 'n nuwe verhouding bestaan tussen jouself en jou lyf. In die verlede, voor daai tyd, kyk 'n mens baie na jou lyf deur die oë van ander, jy wil mooi lyk,
moeilik vir jou man, jy moeilik tussen jou vriendinne. Maar ek dink wanneer hierdie ook intree, gebeur iets waar jy amper meer versagtend en meer intiem begin kommunikeer met jou lyf. So daai is eintlik ietsie wonderlike fase in deel van die oorgangsfase, daar waar jy voel, jy is eintlik 'n bietjie knorrig en jy voel nie jouself nie. Weet dat daai fase is baie normaal, nommer 1. Nommer 2, dis amper die sleutel tot die nuwe ontdekking van jou intieme reistog met jou liggaam en dit wat waardevol is en so voorts. So ja, ek is baie bly ons praat hieroor en ek dink ons het 'n baie mooi antwoord van ons sielkundige Ja, en ek dokter. dink die belangrike ding om te sê is dit voel so bietjie soos die einde en daar is sekere goed wat eindig in hierdie fase soos jy nou tereg opgemerk het. Baie keer ons maweesrolle verander. Daar's baie goed wat jy dan ook bietjie moet rou oor, weet hoe jy jouself, so skielik jouself in die spieël sien en jy herken nie heeltemal jouself nie, want hoe jy binne voel en hoe jy buite lyk is nie meer dieselfde ding nie. Daar's 'n rouproses wat daarmee ter sprake raak. Maar ek dink die belangrikste ding is, ek dink altyd aan Jane Fonda wat praat oor jou second act of jou third act as jy al soort van in jou 80's is. Dit is die belangrikste wat sy sê, as jy in teater is en so aan, dit is waar die klimaks kom, dit is waar die groot dinge kom. En ek dink dit is wat so belangrik is. Ek dink dit is wat so belangrik is om te besef, wat nou? En ek wil ook vir ons luisteraars sê, dat ons gaan in ons 2-weeklikse vol episodes, wanneer ons in die studios is, gaan ons eindig elke episode met 'n afdeling wat gaan praat oor dis nooit te laat nie om. So ons wil by julle ook hoor, wat is dit wat vir julle nooit te laat was nie? Wat het julle groot veranderinge wat julle gemaak het hier laat in julle lewe of in julle middeljare? Ek dink ek en Maritza het albei groot skuwe gemaak. Ek spot altyd oor die van ons wat Friends gekyk het, van Ras wat daar op 'n stadium ons gepraat het van pivot. So ons baie keer in hierdie tydperk van 'n vrou deur menopause of perimenopause gaan, dan pivot ons. En ek dink dit is 'n wonderlike ding, want dit sê dit is nooit te laat om weer met iets anders te begin nie. So ons sien baie daarna uit om van julle te hoor. So maar dit sê ek dink ons stop eers daar vir vandag. Yes, onthou net julle ouens, hierdie episodes gaan kom elke tweede week en dit is jou beurt. So stuur julle inligting vir ons, dis jou beurt. Ja, so stuur asseblief vir ons julle vrae. Onthou weer eens, die e-posadres is gatvolpotgooi@gmail.com en volg ons tog ook asseblief op Instagram en Facebook. Grys en Gatvol, soek maar net daarvoor. Ons is die enigste een wat julle sal kry. En ja, volgende week, kyk uit vir ons, dan gaan ons 'n wonderlike episode hê met 'n lieflike gas. Dis 'n lekker groot verrassing. En ons sien uit daarna om julle daar te sien. Tot volgende week van my Melanie Verwoerd. Maritza Breitenberg, bye bye.